Ek wil net so 'n bietjie stil staan by die laaste 2 weke se boodskap en ek het eintlik beplan om aan te gaan met ons wysheidseries en te praat oor 'n hoë waarde persoon, maar ek het gevoel die Heilige Gees talm so 'n bietjie. Hy sê moenie aanbeweeg van Pinkster nie, hy wil net nog so ietsie doen hierdie week en so. I felt the Holy Spirit just linger a little bit on Pentecost. En ek wil hê ons moet net so 'n bietjie daar vashaak en talm, want dit is nog ietsie wat ek glo wat hy net wil deurraak, wat hy wil doen. Ek laat my so dink aan 'n vriende van my skoonouers, hulle hou dan, is dit in Ashton Bay, dan naby Jeffreys Bay, is hulle vakansiehuis en nou Burger sit so op die stoep die eerste oggend van die vakansie en dan vra sy vrou van Burry, wat wil jy vandag doen? Hy sê nee, gaan net op hierdie stoel sit, hierdie rocking chair. Gaan ek net so oor die oseaan staar en net niks doen nie. Dis wat ek vandag gaan doen. En Zanel sê is reg, en 10:00 bring sy vir hom koffie en 'n koekie en sy bring vir hom sy middag, maar hy sit net daar. Sy bring vir hom sy middagete en hy eet hom net daar op die stoel en sy bring vir hom 4:00 weer tee en hy eet sy aandete ook daar en hy gaan slaap. En die tweede dag sê sy hom, Burry, wat gaan jy vandag doen? Hy sê, ek gaan hierdie stoel wat jy op die stoep staan, ek gaan net op hom sit die hele dag en ek gaan net so oor die oseaan staar. Sy sê, maar Burry, jy het dit nog gister gedoen. Hy sê, ja, maar ek het nie klaar gekry nie. Maar ek voel nou vanoggend so 'n bietjie so, dit voel of die Heilige Gees net sê, ek het nie klaar gekry nie. Ek kan nog net so 'n bietjie ietsie roer in jou hart en ietsie roer in jou gees en so. Laat my toe om jou terug te vat na Handelinge 1 vers 8 toe. Hy sê in die 53 vertaling, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En kan ek hierdie stelling maak dat die laaste dae verg of vereis dat ek en jy wandel in die krag van God en die wysheid van God. En hierdie laaste dae gaan dit meer belangrik wees as ooit vantevore dat God se kinders in sy krag wandel en in sy wysheid. En ek het dit genoem, ek dink laasweek, dat elke probleem wat ons moontlik kan trotseer in hierdie wêreld is of 'n kragprobleem of 'n wysheidprobleem. Vra vir Eskom, dis 'n kragprobleem. Gelukkig het ons lanklaas 'n load shedding gehad. Maar in hierdie dae is dit so belangrik om krag en wysheid te ontvang en dan wil ek ons terugvat na Matteus 25 waar Jesus die gelykenis vertel van 10 maagde, wyse maagde 5 van hulle en dwaase maagde 5 van hulle. In Januarie het ons hierna gekyk ook as 'n tema vir die jaar dat God ons roep as 'n kerk om sy 10 wyse maagde te wees en daarom ploeg ons onsself in die boek van Spreuke in hierdie jaar om wysheid te leer, om wysheid te bekom, om te sê, Here, gee vir ons u wysheid. En ek het net gevoel, ons moet nie aanbeweeg met die reeks, voordat ons net 'n bietjie teruggaan en sê, maar wat sê die Here vir ons? Wat het hy vir ons gesê en waarna toe is ons op pad? Want Matteus 25 is deel van Jesus se eindtydrede. Nou daar's baie mense wat hulle self uitlaat oor die eindtye. Baie mense wat 'n bediening maak om net oor die eindtye te praat en ek wil myself nie as 'n kenner voordoen oor die eindtye en iemand my hierdie week gevra wat my siening is van die eindtye. Sê ek, jong, daar's soveel maniere om die skrif te interpreteer as dit kom by die eindtye en elkeen het meriete en wat ons kan doen is ons kan onsself heeltemal op hol jaag as ons behep raak met die eindtye. Want die Bybel gebruik baie beeldspraak. En so party mense glo die goed het reeds gebeur, ander glo dit moet nog gebeur en ander is confused oor wat moet gebeur. Okay. En so wat ek wel weet is dat Jesus gesê het hy kom terug. Wat ek wel weet is dat wanneer hy terugkom moet ek en jy gereed wees. En hy kan vandag kom of hy kan môre kom of hy kan oor 1000 jaar kom. Maak nie saak wanneer hy kom nie. We need to be ready. We need to be radically saved, on fire for Jesus when he comes back. Ons weet dat Jesus gaan terugkom op 'n wit perd, sy oë gaan brand van passie en vuur vir sy bruid. En ek het hierdie verwagting in my hart dat hy 'n verwagting het om 'n bruid te vind wat ook brand in haar oë vir Jesus. Dat sy aan die brand sal wees vir haar bruidegom. Dat sy aan die brand sal wees om hom te ontmoet. En ek wil hê jy en ek en elke persoon daar buite moet ook aan die brand wees vir Jesus. So wat sê dit vir ons oor die eindtyd? Ek glo, maak nie saak of hy vandag, môre of oor 1000 jaar kom nie, ons moet gereed wees. Ons moet gereed wees om nog 1000 jaar aan die brand vir Jesus te wees, as ons so lank gaan leef.
Ons moet bereid wees of gereed wees om vandag te gaan as hy kom of môre. Maar ek glo ons het nog so 'n bietjie tyd. Kom ons lees gou, want in Matteus 24 gee Jesus sy uitleg van die eindtye, en dan in hoofstuk 25 gaan hy aan, hy sê, dan praat hy nog van die eindtye, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig, die engel sê wise. 5 was wise and 5 was foolish and 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges of die wyses het olie, en ons kan sê ekstra olie, en hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Ek wil weer die stelling maak, die laaste dae vereis ekstra olie van ons. Ekstra olie. Wat beteken dit? Jesus sê, julle sal krag ontvang. Die olie verwys na die salwing van God op jou lewe en my lewe. Dis die olie. Dis die salwing of die olie wat die juk breek, sê die profeet vir ons. En daar is sekere deurbrake wat jy nodig het, of wat jy nodig het om te bring in jou werksomgewing, in jou besigheid, in jou huwelik, in jou gesin, in jou finansies. En daardie deurbraak sal net kom as gevolg van die salwing, as gevolg van die olie van God op jou lewe. Die krag. Daar is het laasweek gesê, die Heilige Gees het nie gekom om ons meer geestelik te maak per se of godsdienstig nie, maar om ons meer kragtig te maak vir alledaagse lewe. Die olie praat vir my ook oor wysheid. Oor hoe, want wysheid laat my toe om die krag wat ek ontvang te leverage. Verskoon my, of te hefboom. Nou vir die, ek weet al die dames verstaan die konsep van leverage, maar ek gaan dit net vir die manne verduidelik. Is dit alright? So leverage is as jy nou 'n swaar ding moet optel, dan kry jy 'n lang balk of 'n stuk staal, dan sit jy hom bo oor 'n stuk stomp of 'n ding, en dan kan jy nou die lang end hierdie kant van, dan tel jy daai swaar ding in die ander kant op. Ek onthou daar was 'n boom, groot boom wat my pa afgesaag het in Bloemfontein, en hulle kon nie daai stomp, hulle het hom uitgegrou, afgekap, maar hulle kon hom nie uit die gat uitkry, die stomp was net te groot gewees. En vir maande lank het hulle probeer, hulle het 5-6 manne gehad, hulle het hom probeer trek, probeer rol, hulle kon niks doen nie. En eendag kom my pa by die huis, en toe is die stomp uit, buite op die grond. En hy vra vir die tuinwerker, Jerry, hoe het julle hierdie stomp uitgekry? Hy sê nee, dit was Adrian, my Down syndroom boetie. Hy sê, wat het hy gedoen? Die Adrian het gesê, Jerry, ons is lekker stupid, man. Kom ons rol hom net so bietjie, dan gooi ons grond onder hom. Dan rol ons hom daai kant toe, dan gooi ons grond onder hom. Dan rol ons hom die kant toe, dan gooi ons grond onder hom. En so het hulle hom geleverage totdat hy uitgekom het. Is dit nie briljant nie? Jy sien, ons het wysheid nodig hoe om ons krag te leverage. Ek en jy het God se wysheid nodig om die bietjie krag wat ons het te leverage om die resultate te kry. Ons het laasweek gelees in 1 Korinte 12 vers 7. Elkeen van ons ontvang 'n manifestasie. Die vertaling sê hy ontvang 'n werk of 'n gawe of 'n krag of 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. En so, ons het krag ontvang. En in die laaste dae het ons daai krag, daai salwing nodig. Ek lees aan in Matteus 25 vers 6. En middernag was daar 'n geroep. En ek weet nie, as ek dit lees, dan bemoedig dit my, want dit voel soms of dit middernag is rondom ons. As ons kyk na die duisternis wat rondom ons aangaan, as ons kyk na die politieke onstabiliteit wat nie net in Suid-Afrika plaasvind nie, maar ek dink reg oor die wêreld. As jy kyk na hoe mense vandag confused is oor die gender agendas wat gedryf word en al daai goed, ons leef in 'n duister wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar Jesus beloof het in die laaste dag gaan die duisternis donkerder word, maar die lig gaan helderder skyn. Maar is hier in die middernag, in die duister, in die donkerste tyd, waar hy sê die aankondiging word gemaak, die bruidegom is op pad. En as jy dalk in 'n plek is waar jy hoop verloor het en jy is in 'n plek waar dit duister en donker om jou lyk, dan het ek goeie nuus vir jou. Dis dalk 'n goeie kans wat die bruidegom gaan kom, en miskien kom hy soos Jesus wat weer kom
of miskien wil hy net in jou lewe in 'n groter manier kom. Maar ons kan 'n verwagting hê wanneer die dag op sy donkerste lyk, die nag dat Jesus gaan kom. Op een of ander manier wil die bruidegom kom. En in middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die wyses of die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan liewer na die verkopers en koop vir jouself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Wat ons weet is dat Jesus kom weer. En dan sê hy, die deur sal gesluit word. As ons aanlees in vers 10 sê, onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Daar kom 'n oomblik in tyd in geskiedenis wat nog in die toekoms lê, wat die deur gesluit gaan word. Ons leef nou in die, wat ons noem die dispensasie van genade, die deur is oop. Maar daar kom 'n tyd wanneer die deur gesluit gaan word. En dan nie die wat gaan ingaan, is nie net die wat maagde is nie. Ek vind dit interessant dat beide die dwaase en die wyse maagde het hulle self rein gehou. Hulle was beide maagde. So almal was rein voor die. Almal het 'n verwagting gehad vir Jesus. Maar dit was die wyse maagde wat ekstra olie gehad het en wat gereed was, wat saam ingegaan het. En vir die res is die deur gesluit. En my gebed, my broer, my suster, is dat die deur nie vir jou en my gesluit sal word nie. En dat ons soveel mense as moontlik kan saam met ons vat en die deur nie op hulle gesluit kan word nie. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, of Here, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. 'n Paar keer in die skrif sê Jesus dit. 'n Paar keer in die skrif kom mense na Jesus toe en sê, Here, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf en die siekes genees en wonders gedoen nie? En Jesus sê, ek ken julle nie. Hy gaan aan daarso. Hy sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. En so, as iemand ooit weer vir ons sê op die 29ste Februarie 2027 of die 18de Augustus 2026 gaan Jesus kom, of weet net, Jesus het self gesê, niemand gaan dit weet nie. Okay? En ons weet party van die ouens het goed bedoel, Dani Botha het baie goed bedoel, was dit verlede jaar of die jaar daarvoor. Maar as enigiemand vir jou sê, daar's 'n datum, Jesus sê, die seun van die mens self weet nie eens die datum nie. So ek gaan myself nie verhef bo Jesus en vir jou 'n datum ooit gee om te sê, hier is die dag wat Jesus gaan kom nie. Ek gee nie om of Siener van Rensburg of wie ook al dit gesien het nie. Jesus het gesê, hy weet nie die datum nie, net die Vader weet. Is dit alright? Net die Vader weet. Mense mag dalk goed bedoel. Ek dink Dani was baie opreg in sy bedoeling, maar hy was opreg verkeerd geweest. Okay? Nou wie van u was al opreg verkeerd geweest? Ek was al 'n paar keer in my lewe opreg verkeerd. Veral as ek dink my vrou het die kar se sleutels weggesteek ergens, dan vind ek hom in my baadjie sak. Dan was ek opreg verkeerd, nee. En so kan mense opreg verkeerd wees, en ek wil nou nie vir Dani afskiet nie, maar niemand weet nie. Wat is die sleutel? Ons ken nie die tyd nie. Ons ken nie die uur wat hy gaan kom nie. Maar weet jy, ons kan hom ken. Ons kan hom ken. Wat gaan kom? En wanneer ons hom ken, wat gaan kom, en hy ons ken, dan is ons verseker ons sal ingaan. Jy sien, ons wil die tyd ken, sodat ons osself vinnig kan regkry voor die tyd. Maar Jesus sê, dis nie so belangrik dat jy die tyd ken nie, ek ken nie eers die tyd nie, net my Vader ken die tyd. Maar wat meer belangrik is ken hom in al jou weë. Ken Jesus en maak hom bekend. Want wanneer ons hom ken en hy ons ken, dis die ekstra olie, dat ek en jy Jesus self ken. Jy sien, ek kan nie ingaan op grond van jou olie nie. Ek kan nie in die bruilof ingaan op grond van die ekstra olie wat jy by mekaar gemaak het nie, en jy kan nie ingaan op grond van die ekstra olie wat ek by mekaar gemaak op daardie dag en uur, wanneer die bruidegom kom, dan moet elkeen van ons eie olie hê, ons moet ons eie lamp hê, ons moet self aan die brand vir Jesus wees, en ons moet hom ken.
Ons moet hom ken en ons moet hom bekend maak. Laat my so dink, daar was so 'n ou koortjie gewees, ken hom in al jou weë. So hoe ken ons hom? Ons ken sy wysheid in sy woord en daarom doen ons hierdie jaar 'n studie van Spreuke om te sê, Here, ons het u wysheid nodig. Ons wil die wyse maagde wees. Maar ons ken ook sy teenwoordigheid, ons ken sy salwing op ons lewe, sy krag op ons lewe. En ek wil 'n derde punt uitlig en dit is, hoe maak ons hom bekend? Ek glo ons maak hom primêr bekend deur die vrugte van die Heilige Gees en deur die gawes van die Heilige Gees. Die vrugte van die Heilige Gees is God se karakter en dit wys ons wêreld wie God is, wat sy karakter is. Lankmoedigheid, wanneer jy nie wil lankmoedig wees nie. Vriendelikheid, wanneer jy nie voel om vriendelik te wees nie. Liefde, wanneer jy nie voel om iemand lief te hê nie. En dan die gawes. Die gawes het ek laasweek uitgedruk is ons power tools. Dis die kraggereedskap waarmee ons Jesus kan wys vir ons wêreld en elkeen van ons het gawes ontvang. Ek het laasweek vir jou 'n prentjie gewys wat my seun geskilder het van Jesus. Ek sal hom net kan opsit. En ek wil dit net hierdie beeld by jou los. Ek voel dis waarop die Heilige Gees wil talm. En as ons na die een gaan wat 'n puzzle is, dan is daar 100 stukkies van Jesus. En as ons 100 mense hier is, dan roep God die 100 van ons om vir ons wêreld te wys hoe Jesus lyk. Maar die statistieke wys net 20% van gelowiges ken hulle gawes waarmee hulle God se lig kan laat skyn. Daai woord manifestasie of gawes beteken skyn God se lig. So dan lyk die Jesus wat ons vir ons wêreld wys miskien so. En daarom roep Jesus vir elkeen van ons om in wysheid te groei, om in die salwing van God te groei en om die gawes wat ons ontvang, die power tools te ontdek en te ontwikkel. En so ek het vandag laasweek gesê, daar's 4 groepe gawes, daar's wysheidgawes, daar's kraggawes, daar's liefdesgawes en daar's kreatiewe gawes en daar's 7 in elke kategorie. En ons word bemoedig of aangemoedig deur Paulus in Korintiërs sê hy, jaag die liefde na, laat liefde jou dryf en dan sê hy, maar wees ywerig vir die geestelike gawes, veral om te profeteer. Nou daai woord ywerig, daar wees ywerig beteken om rooi warm, vuurwarm aan die brand te wees. Nou vra jy vir my, hoe lyk iemand wat radikaal gered is? Ons het nou die song gesing vanoggend, radically saved. Hoe lyk iemand wat aan die brand vir Jesus is? Kan ek vir jou voorstel? Dis iemand wat God se wysheid soek. Dis iemand wat God se teenwoordigheid soek, maar dis ook iemand wat hulle gawes gebruik om ander mense te dien. Want dit hou ons aan die brand vir Jesus. En ek glo die Heilige Gees wou talm en net sê, kom, almal het nog nie die boodskap gekry nie. Almal het nog nie die boodskap gekry of ter harte geneem nie. Hy nooi jou en my uit en sê, word aan die brand vir Jesus. En daarom wil ons vir jou 'n kans gee om 'n gawe toets te doen, nie vanoggend nie, maar daar's 'n link op die skerm wat gaan kom, 'n QR-code. Ek wil vra dat jy hom net vir my afneem, as jy hom nog nie gedoen het nie. Ek wil afsluit met hierdie storie, ware verhaal, ek en Katinka, ek dink ons was al getroud, of het was net voordat ons getroud is, ja, ek dink ons was net getroud vir 'n jaar of so, en ons woon 'n troue by, van vriende, familievriende, en dis die mooiste plek waar ons is, dis op 'n leeuplaas, hier in die Noordwes, en jy kan sien, die pa van die bruid het honderde duisende rande spandeer aan hierdie huweliksbevestiging, hierdie troudag, en alles is perfek by die troue, maar ek sê vir Katinka, in die diens leen ek so oor, ek sê, iets is fout hierso. En toe ons na die tyd daaroor gesels, nou oor praat, toe sê ons, maar wat fout is, daardie bruid se oë het nie geglinster vir haar bruidegom nie. Alles was perfek. Honderde duisende rande is spandeer. Die setting was perfek, die musiek was perfek, die predikant het hom goed van sy taak gekwyt. Maar die bruid se oë het nie gebrand vir haar bruidegom nie. Daar was nie 'n passie nie. Jy het idee gekry, sy settle vir iemand.